Goeiemôre en good morning. Jy sê gewoond ek sê goeiemôre, né? Ek het gewonder of jy ons nie weer wil inlei met 'n ou liedjie nie. Okay, ek sal nou jy het gesê goeiemôre, good morning, dan gaan ek vir jou sê, mag jy voorspoed geniet en dit jou absoluut verveel. Ek klink nou amper soos 'n ou Sarel Seemonster. Stories is my lewe. Veral so vroeg in die oggend saam met julle twee. Pieter, die energie. Reg, hier is my interessante feit van die dag. Wie weet waar die gesegde van kom? Don't drink the Kool-Aid. Dit verwys natuurlik na like don't just believe what people are saying, right? Ja, daar seker nou een of ander iets wat gebeur het. Ja, ek gebruik dit nogal baie. Ek dink. Soos absolutely not. Absolutely not, yes. So die interessante feit is dat daai gesegde verwys natuurlik na die Jonestown Massacre van 1978, waar Jim Jones, die leier van die People's Temple, so wat 900 van sy volgelinge doodgemaak het, toe hulle Kool-Aid met cyaniet gedrink het. Ironies genoeg was dit nie Kool-Aid nie, maar 'n handelsmerk genaamd Flavor-Aid. Oh. And that's what he used to now kill all the people that were following him. And it was part of this kind of whole sect cult thing. It's a very interesting story because I had no idea that that's where that saying came from. But on Goeiemôre, Good Morning, you will always learn something new. Baie dankie vir daardie stukkie geskiedenis. Dit is my grootste plesier. En hier is 'n heerlike koppie koffie. Gelukkig het ek nie vir jou aangemaakte koeldrankie daar. Nee. Ek sal dit ook nooit doen nie, Ros. Maar ja, as jy nou eers by ons aangesluit het, hier is wat jy kan verwag in vandag se episode. Ons bespreek verhoudings tussen tieners en ouers. Ons gesels oor die voordele en nadele van 'n plantgebaseerde dieet. Arnold gesels met die legendariese Louis Massain wat al meer as 50 Comrades wedlope voltooi het. Ons kyk na die slim tegnologie vir huise, kuier met die komediant Stuart Taylor en die Namibiese liedjieskrywer Sagarias Tsam kom sorg vir musiek. En dan hierdie ene, ons soek 'n drumroll. Elsa kom nog vir ons aan. Luister net hier ons volgende gas en ons briljante, uitstekende nuwe minister van Bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp. Hy kuier op by ons. Hoe bevoorreg is ons? Vir die heel eerste keer na sy aanstelling. So, Gister. Ja, Ja. Hy's gister ingehuldig. Minister Willie, ja, hy is ons man. Minister Willie, ons weet jy Pieter, gaan sjoe, hy is en kan. opgewonde. Pieter is baie opgewonde. Ja. Dit is eintlik 'n amptelike regeringsminister. Ons moet maar nou 'n bietjie bedaar. Gaaf. Moet ons gedra. Ja. Julle gaan sien, dan kom ek net hier so uit die kraag uitgedra. Right, moving on swiftly. Who of you used public transport as a kid going to school? Nee, nie gebruik nie. You didn't? Ook nie. Nee. I used the bus and the train. One of our camera operators, our DOP, put his hand up very high. Tipang, thank you for that. Yes. The question of the day is, would you let your children take the bus today, Pieter? Ek dink so, ja. You would? Ja. In the bus. state that our public transport is currently, you would let your kids take public I transport? retract. Okay, I thought so, because I wouldn't. Well, children may soon be able to drive themselves to school. Toyota has recently unveiled Mobi, a futuristic self-driving EV pod designed specifically for children at the Japan Mobility Show 2025. Now, the tiny bubble-shaped vehicle promises a new level of safe, independent travel for young riders without needing an adult beside them. The rounded spacecraft-like design opens with an overhead canopy door, inviting kids into a bright, friendly interior. Inside, a single fuzzy cushioned seat creates a sense of comfort and safety, while the one-person cabin keeps the space calm and unintimidating. Mobi blends child-friendly design with autonomous technology, offering parents a way to grant independence without sacrificing peace of mind. Absolutely not. No ways. My kinders gaan eerder bus ry. Liewer dit. Ja. Liewer dit. Ek sou dit nie waag nie. And I'm not a helicopter parent at all. Ja. Maar dit is vir my net die paaie van hierdie land. Is net vir my te onvoorspelbaar hoe die ander mense verkeer in die verkeer is wat my nogal bang maak. I would never. Nee, daar's nie 'n manier nie. Wie het hierdie ding deurdink? Well, Het hulle dit Toyota Japan obviously thought it was a really, really great Maar idea. ja, nou praat ons weer oor Japan. Al wat ek wil sê Ander is, storie. hierdie kan werk, miskien in Japan. Ja. Dit klink oulik. Wanneer 'n mens, jy weet, wanneer ons nou luister na jou en die manier hoe dit ontwerp is en so, klink dit vir my of dit oulik kan lyk binne ook.
Maar ja, ek dink in Japan sal dit kan werk. Hier is hopeloos te veel slaggate ook. Aan in Japan, maar nie hier nie. Hoor jy en hoe wetsgehoorsaam is julle twee? Syne laat ons nou 'n minister ook in ons midde het, jy weet, vandag. Hy sit ons altyd op die spot. Altyd, jy voel op die spot want jy is ongehoorsaam. Ai, Dis hoekom. Jy is die probleem. Ja. okay. Sy is My gehoorsaam. Sy sal nie 'n T-shirt dra met 'n safety belt nie. Ek sal. Ras sal, maar jy sal nie. Hoekom vra Hoekom jy? ek wil vra, daar's onlangs 'n artikel geplaas oor vreemde wette in Suid-Afrika. So ek wil net gou kyk of julle hulle ken en weet wat hulle is en dan kom jy vra. Nommer 1 dames, mag jy kaal bolyf bestuur in Suid-Afrika? Ja, mense doen as jy sien jy kom van die beach af of wat ook al, dan sal jy mos nou. Of as dit warm is. Ek weet nie. Mag ek onpartydig bly hier? Jy gaan nou die draadsitter wees vir die oggend. Wel, die antwoord is nee, jy mag nie. Okay. Nee, jy mag nie kaal bolyf bestuur nie. En as jy kaal bolyf bestuur en gevang word te goeters, dan is daar lekker boetes of 3 wat jy kan kry. Maar hulle pas nie daai wet toe nie. En ook as jy met jou elleboog uitdryf. Die Blykbaar. platteland gaan hulle baie mense kan skryf want die oomies is mos. Ja. Maar ag, Ja. die Van bakkies mense is wat is duur. lê en ry. Ja. Ja. Okay. Alright. So, die volgende ene, mag jy skulpies op die strand optel? Ek sou sê ja. Want Of ek daar's sou dink ja. hordes. So no one's going to miss 2 or 3 if you pick it up on the beach. En ek het ook al. Dis almal. Maar die antwoord is nee, jy mag nie. Oh. Kan jy dit glo? Okay. Jy mag nie want daai skulpies en seesand en strande beskerm nou die diere en strande van die kuslyn en Hoekom het jy nou hierdie vir ons gevra met hierdie minister in ons ek het 'n plan, kyk, ek het 'n Pieter plan. Berg met 'n Right, plan. hierdie enetjie, kan jy 'n krokodil as 'n troeteldier aanhou? Nee. Ek sou ook sê Nee. nee. Dit voel vir my soos daai leeuetjies wat in die aan die oosrand gevind word. Jy mag wel in sekere provinsies is 'n krokodil of giftige slange wel mag jy dit aanhou, maar jy moet 'n permit hê. Okay. Nee. So daar's baie dingetjies wat ons sal dink dit wettig is, maar dan is dit eintlik onwettig en wat onwettig is, dan dink ek weet nie, maar dis nogal 'n storieetjies, nie? Liewer nie vir my nie moet ek Ja. sê. Nee, ons wil nie Maar- 'n krokodil. Nee. Maar ek wil net sê, jy mag 'n giftige of 'n reptiel of so iets aanhou, maar is wel onwettig om 'n dier se hare te kleur. Dit is wild. Het ons nie in een van ons lelik maar trots inskrywings het hulle nie so pink. Okay. En ons sê niks. Ek het niks gesien nie. Maar ja, hoe hulle sê, luister net hoe mooi hierso in die fynskrif altyd. Bepaal jou by die wet en jy kan doen wat jy wil. Ja. Net so dames. En daarom ook wil ons vir julle sê, doen wat jy wil, maar al wat jy moet doen Nee. is wees ingeskakel net hier saam met ons by Goeiemôre. wat jy wil nie, Ja, nee. kyk na ons kaalbolyf as jy wil. Nee. Ons gaan nie vir jou daaroor kwaadlik neem nie. Maar moenie in die publiek soen as jy jonger as 16 is nie, né? Dit is onwettig. Dit is onwettig, julle. Wat so op hoërskool julle girlfriends en boyfriends het. Geen meer kissing Ons kyk vir touches. jou. Aan Menlyn Shopping Center nie. Ons sien julle net hierna. Hartlike goeiemôre en baie welkom hier by ons. Erin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan bitter man, bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
ons skuld agter met AfriSkuld. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Welkom terug. President Cyril Ramaphosa het verlede week sy kabinet geskommel en aangekondig dat Willie Oukamp die nuwe minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing is. Minister Oukamp is gistermiddag amptelik ingesweer en het besluit om vanoggend sommer hier by ons in die ateljee te kom kuier. So goeiemôre, good morning en welkom hier by ons. Goeiemôre, good morning. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n groot voorreg. En ek dink dit is nou al teen die tyd niks nuut nie, maar ons is verskriklik besorgd oor die omgewing, so dis net gepas om minister vanoggend hier te hê. So baie geluk met die aanstelling, maar hoe voel dit om nou in hierdie pos of in hierdie amp te dien? Dit is 'n ongelooflike eer en 'n ongelooflike voorreg, maar ek dink mense moet altyd besef dat dit is 'n ongelooflike verantwoordelikheid. En weet die blou ligte wat ons glad nie gebruik nie, maar die karre en die wagte en al daai dinge, na 3-4 dae as jy daaraan gewoond, dan lê die werk voor, dan is dit wat jy nou moet doen en hoekom jy hier is en die skouer aan die wiel sit. Ek het gister, nadat ons gisteroggend vroeg daar by die Uniegebou ingesweer is ek na my kantoor toe, ek het daar met die direkteur-generaal ontmoet en letterlik op die eerste dag aan die werk gespring, tot laat gistermiddag aand daar doenig gewees, so ons het sommer met die deur in die huis geval en klaar begin werk daar. En daarom waardeer ons dit dat jy ook so vroeg vanoggend hier is by ons. Nou goed, vir diegene wat miskien nie weet nie, want jy verwys nou na al die werk wat voorlê, wat behels die verantwoordelikhede van hierdie spesifieke portefeulje? In terme van die grondwet bestaan hierdie ministerie om te kyk daarna dat ons land, hierdie pragtige land van ons, sy natuurerfenis moet beskerm word. Ons is hier in Suid-Afrika, ons mense is rentmeesters. Ons besit nie wat ons het nie. Ons wil dit eendag vir ons nageslag nalaat in 'n beter toestand as wat ons dit ontvang het. En ons hoop dat ons hulle so groot gemaak het dat hulle dit ook eendag vir hulle nageslag in 'n nog beter toestand kan plaas. So ons het hierdie verantwoordelikheid om ons gemeenskappe te laat ontwikkel, om ons ekonomie te laat groei en dit deur die natuur te doen op 'n manier wat volhoubaar is en op 'n manier wat ons natuur dit vir eeue en eeue nog verder kan doen. Dit help nie ons doen populistiese dinge om gou-gou 'n groepie mense ernstig gelukkig te maak, maar jy gaan dit vir 5 of 6 jaar doen en dan is daar die bron uitgeput nie. Ons moet die mense op 'n manier in die natuur laat in sinergie saamleef, dat dit wat hulle uit die natuur uit kry, wat hulle bevoordeel, vir letterlik eeue nog kan aangaan. En daar lê die balans en dit is wat ons moet doen en toepas. Goed, nou ek dink iets waar almal wonder is of die strande of ons strande en die kuslyne oor die algemeen gereed is vir die Desember vakansiegangers. Ons strande is gereed. Ek dink net die belangrike is ons moet werklik waar almal aan boord kry. Ek is besig om te reël, ek gaan nou in Mossel Baai vakansie. Nou vakansie gaan vir my nou so 'n bietjie anders ter wees. Ek is besig om te reël met die burgemeester daar in Mossel Baai. Hy sal vandag nog die oproep en die dinge kry om byvoorbeeld op die 27ste na die Kersfees, die rush hour van Kersfees, om daar in te stap en bietjie te gaan strande skoonmaak. Ek dink as elke persoon daardie verantwoordelikheid op hom neem dat
Wanneer dit by ons strande kom, jy gaan so intoe, jy los net voetspore. Jy los niks anders as die voetspore. Jy vat jou handdoek en jy vat jou papiersak en jy vat alles en jy gaan terug. As ons dit kan doen, maar dit lê weier as dit daar waar ou wat in die dorp bly dalk 'n papiertjie by sy kar se ruit uitgooi. Daai ding gaan ergens in 'n waterkanaal af. Ja. En voor jy jou uitwees, daai papiertjie ook in die see. So kom ons aanvaar almal kollektief hierdie verantwoordelikheid om op te hou om te rommel. En dit is 'n klein deel van 'n groter verantwoordelikheid wat ons het met betrekking tot natuurbewaring, maar jy het nou gevra oor die kuslyne, dit is wat ons moet doen. Ek stem heeltemal saam. Goed, net vir 'n oomblik. Pieter het nou vir ons vertel van 'n paar wette en so aan. Is dit onwettig om skulpies op te tel? Dit is onwettig om skulpies op te tel. En die rede is dat elke stukkie ding in die natuur het sy rol wat hy vervul. En baie van daai skulpies word fyn gemaal, dit word uiteindelik seesand, dit het 'n groter ekologiese verskil wat dit maak. So, maar nou moet ek vir jou by sê, ek is nou dag 1 in hierdie stoel, en as jy gaan kyk na al ons wette, wat jy nie mag doen in die natuur nie, wat jy moet doen, daar's 'n magnum vol van hulle, ek het baie huiswerk om nog te gaan oor nalees. So ja, maar toe hy die vraag vra, want hy het vir julle 'n paar vrae gevra, was 'n vraag oor, kan jy kalpens bestuur, boelhuis bestuur, en iets van 'n krokodil ook, maar toe hy daai vraag, toe dink ek, nee, jy mag eintlik nie. Ons weet die mense doen dit, maar ons het 'n verantwoordelikheid. Ek dink dit gaan nie net oor daai nie, dit gaan oor die breër aanvaarding van ons verantwoordelikheid teenoor die natuur en dat ons moet verstaan, hier's 'n hele ekologiese stelsel. En ons as mense is ook deel van daai stelsel. So en daardie hele stelsel moet werk en ons is elkeen 'n rat in daai masjien. Goed, ek het gister toe ek so 'n bietjie navorsing gedoen het op 'n berig afgekom op Netwerk 24 na aanleiding van 'n paar wildbewaringsorganisasies wat 'n gesamentlike brief aan president Cyril Ramaphosa geskryf het oor minister se aanstelling. Wat is jou boodskap in hierdie stadium aan daai organisasies? Dit was nie net hulle gewees nie, dit was ook die Nasionale Dierebeskermingsvereniging wat kommer uitgespreek het. Ja. My boodskap aan hulle is dat ek sal altyd regverdig en altyd objektief wees. Hier's baie emosie betrokke in hierdie departement en veral met jou natuurbewaringsgedeelte. Jy het mense wat totaal anti-jag is, jy het mense wat sê maar die jagbedryf bring vir ons baie geld en dis deel van ons kultuur. So kan ek teenpole teen mekaar sit. My antwoord aan hulle is, ek sal altyd objektief wees, ek sal altyd regverdig wees. Kom sien my, ek het 'n oop uitnodiging aan hulle gerig. Die DBV of die NDBV het reeds met my kantoor in verbinding gewees en ons is besig om 'n vergadering te reël en ek sien uit daarna. Ek wil julle moet my ontmoet. Ek wil julle moet met my om 'n tafel sit, met my gesels en hopelik my passie raak sien wat ek het vir natuurbewaring. Ek is in natuurbewaring as 'n wildsboer al in vir die laaste 24 jaar en ek dink ons doen ongelooflike stappe om ons natuur vorentoe te vat. Maar wat ek wel vir hulle wil sê is dat elke besluit wat my departement gaan neem, sal baseer word op data en feite en wetenskap. Minister Willie Oukamp, baie dankie en baie sterkte. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleep Over Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim.
Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. You may think shopping for a new bed is simple. You walk into a store, you lie down on a few mattresses until you find the one that feels right. But if you walk into a Bed King store, you'll find something very unique, the Comfort Solutions Sleep Lab. Now, the head of product development, Carla Evertse Meiburg, is here to tell us more. Welcome to Goeiemorgen, Good Morning, Carla. Thank you, Roseanne. It's good to be here. So what happens when I walk into a Comfort Solutions Sleep Lab? So the first thing is when customers come into a Bed King store, they expect to find a traditional bed shopping experience. So to lay on up to 10 mattresses and then find their right bed. So our first step is really to educate them on the lab, to stop them in the process, educate them on what does the lab do, how the pressure sensors pick up their pressure points based on how they sleep and how their weight is distributed, and recommend them a Comfort Solutions mattress that can actually provide them with the right level of comfort and support that they need. So the first step is really all about educating them. That's incredible. So it's actually science-backed and data-driven in terms of the mattress that I, as a customer who walks into a sleep lab, should be sleeping on. Exactly. And then your staff are the people that are driving this thing. So they've also had the necessary training and they've got the expertise to advise me in the right direction. Yeah, we spend a lot of time and money investing in our staff and training them on the lab. So we've had the lab in our stores since 2018. So the staff, they really buy into the lab. It makes their sales process so much easier because they are not using their own judgment to recommend customers a bed. They're relying on the technology to guide them to the customer's choice. Why is something like the sleep lab important for the ordinary consumer? Most customers, buying a bed is a grudge purchase. It's not something that they look forward to. So we've experienced bed shopping because we do competitive shopping. It's a very confusing process. You don't know what bed is right for you. You can't even remember by the 10th bed, you can't remember what the first one felt like. So it's so important to offer the customer an objective way to find the right mattress. So it's a fun experience for them. They get to visually see their pressure points and find the mattress they know is going to actually provide them with the right level of comfort and properly support them. Is there a whole report and everything that comes with this kind of assessment of what I need? What comes out of the lab is there will be a map of all their pressure points. So as they lay in their preferred sleeping position, we will show them the map. We'll print that out for the customer, and a Comfort Solutions number, which basically it just identifies the Comfort Solutions mattress on the floor that has the right comfort and support that they need. That's absolutely incredible. Sometimes it's tricky if you're in a couple and one person sleeps this way, another person sleeps that way. I need a harder pressure. My husband might need something softer. How do you bring the two together for a bed that we can both sleep in? That's a great question. So with our newest collection that we've just launched now this past month, our deluxe collection, we offer customers, they can customize their mattress to suit their own needs. So a couple, like you said, our mattresses, we've split them into two components. So we split the comfort from the support into two capsules. And so couples don't need to compromise on their comfort anymore. They can sleep on their own comfort because it's all encapsulated, it's modular. So if the wife prefers something firmer, and as per the lab's recommendation, she can then sleep on a firmer comfort capsule and the husband on his correct comfort capsule. And the same with the support. They can sleep on their own custom support. So everything can be customized. No longer do you need to compromise. So a perfect reason for my husband never to sleep on my side of the bed. 100%. What has some of the feedback been from customers so far? The
main feedback has been all around the experience. So customers always talk about the experience. It's something new, it's something different out there, and it just simplifies the mattress buying process. It's quite an investment to buy a mattress. It's not an easy purchase. So we often get feedback that they feel so much more security in knowing that they're buying the right mattress for their needs. Because it does have to last you a protracted amount of time. How do you keep consistency across 17 stores? It all comes down to training. So we have a full-time sales coach, and his job is to train the staff on the lab. And also why customers need the lab. A lot of customers are skeptical when they walk in there. So to really train them on the science behind the pressure points, all those factors, we spend so much time on training our staff. That's how we ensure consistency. And then we also have processes in place where we do regular checks on the lab to make sure that it's accurate and it's still working correctly. So there's a whole operations behind that. We always hear that sleep is important now, especially for people like us who work on a morning show. We don't get as much as we would like. What are some of the elements of good restorative sleep? So a good restorative sleep is all about repairing your body. So as you sleep, your muscles recover, your toxins, your brain can release its toxins, your hormone levels can balance. All these things happen in the background that we're not even aware of. It's also so good for your mental health. We all know after a bad night's sleep, you just feel more irritable, you don't have as much patience. So a good restorative sleep is essential for your overall physical health, mental health, all those factors. Are people still a bit skeptical about science being the thing that drives good sleep? We do get customers, I think, that are skeptical, and a lot of times technology can feel a bit scammy. So once they are on the lab and they can visually see their pressure points, the lab can recommend, or it's just, how can I say, it emphasizes pain points that they're already experiencing with their current mattress. So the pressure points will show them you are experiencing generally discomfort or pain in these areas. So it's a confirmation, and that's what helps them to overcome the skepticism. And the most important thing is that all our products, no matter, so we have 3 different collections, a Select, a Deluxe, and a Signature, offered at 3 different price points in the market. And no matter what size you buy, so if you buy a queen size mattress, all our queen size mattress within that collection is the same price. So we're all about trying to find customers the right solution for their sleep needs using technology. Yeah, and it's a very holistic approach. I think it's absolutely fascinating. Carla, thank you so much for coming to join us this morning on Goeiemorgen, Good Morning, talking about the Comfort Solutions Sleep Lab. I want to try it now. I'm like, it must be my turn. When is it my turn? Thank you so much. That is Carla Evertse Myburgh, the head of product development at Bed King. The Sleep Lab isn't just technology, it is a commitment to making sure every South African can wake up restored. Don't go anywhere. We have some more exciting programming to follow on Goeiemorgen, Good Morning right after this. Stay just where you are. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans.
Kom tuis met Enkanda. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Enige iemand met tieners in die huis, hoekom sê ek dit met 'n want ek het ook tieners in die huis. Weer die tienerjare kan stormagtig wees. Ouers worstel dikwels om hulle tieners te verstaan, gesonde gesprekke te voer, ja, en konflikte te hanteer, ja. Ek gesels nou met Stefanie Minnaar, sy's 'n pastorale narratiewe terapeut en ook 'n life coach vir tieners en skrywer van die A tot Z ouer handleiding wat ouers en onderwysers help om harmonie tussen ouers en tieners te bevorder. En baie goeiemôre ook aan jou, Stefanie. Baie dankie. En ek het tienerjare oorleef om die storie te vertel. Ag, fantasties. Ja, nee, lyk vir my ek gaan hom saam met jou moet oorleef. Hier's 2 boeke, die ouer handleiding, enetjie wat jy dadelik in my hand gestop het en ek gaan hom lees en dan gaan ek hom soos paying it forward vir die volgende ouer gee wat tieners het om te lees. Ja, asseblief, maar jy gaan nou weer terugvra want daar gaan iets gebeur met jou tiener en dan gaan jy sê nee, wat sê sy nou weer daar? Waar's daai hoofstuk? Ek moet dit gou weer oplees daaroor. Voordat ons verder oor dit gesels, ek meen jy fokus op die ouer-tiener verhouding en waarom, jy weet, is dit nogal 'n probleem wat ouers deesdae sukkel met die tieners of is dit die tieners wat sukkel om hulle ouers te verstaan? Want toe ek begin het met berading in 2019 met 2 tienermeisies, nê? Dan sit so van wat het jou ma gesê of ek kan nie glo jou pa dit gedoen nie. En toe het ek besef maar dat ouers dink tieners is net hormone. En hulle verstaan nie die verandering in die tieners se brein, hulle optredes en hulle verhoudings beïnvloed nie. Ja, en so kom ons maar is dit nou nog kind, nog groot mens, waar is ons? Ja. So nou moet ek 'n groot mens probeer verstaan, maar ek is nog 'n kind. Ja, dit is nog ek probeer dit vir myself so 'n bietjie uit. En die groot mens verstaan nie dat die tieners se brein is 10 jaar van volwasse wees nie. Ja. Okay, gepraat van dit, die tienerbrein beïnvloed natuurlik ook die gedrag van hoe hulle dinge doen. Kan jy byvoorbeeld 'n voorbeeld gee van hoe so iets prakties? Ja. Die prefrontale korteks wat jou emosies en impulsiwiteit beheer, is eers volwasse vir meisies 23 tot 25 jarige ouderdom en vir seuns 25 tot 27, selfs 30. En dan bied ek werkswinkels aan, dan is altyd 'n vrou wat skree 40. So dit is daai gedeelte wat emosies beheer eers volwasse. So tieners se alarmstelsel, hulle amygdala, werk ekstra hard om hulle veilig te hou. So hulle raak trigger happy en hulle ontplof en goed en dan is dit letterlik soos 'n wildtuin wat hulle in die wildtuin loop en daar's 'n buffel wat agter 'n bos kan uitstorm. Ja. En ouers verstaan dit nie. Dis die ding, dis die probleem. En soos wat jy dit sê, begin ek ook nou sulke backflashes kry oor goeders wat al gebeur het ook in ons huis. En dan dink jy, okay, wel, dis dan die rede, want as die een oomblik so of sy is die ander oomblik is dit weer iets anders te. Ja, daar's geen rasionele rede hoekom hulle emosioneel plofbaar ongeskik, disrespekvol is nie. Hulle dink hulle weet alles en hulle dink jy weet niks nie. En selfs Google is dommer. Ja, hulle kinders TikTok mos, ons Google en hulle gebruik TikTok. Maar en die groot verskil is waar die grootste risie tussen konflik tussen ouers en tieners kom is, dan vat die ouer die tiener aan as hy dalk skree op jou. En dan sê sy brein vir hom, maar jy is die vyand wat hy moet veg. Sy liggaam met adrenalien vrygestel, so letterlik asof hy in 'n lewe en 'n dood situasie is. Okay, so wat se gesprekke kan 'n ou proaktief begin met jou tiener om nou net te sê, luister, hier is nogal 'n redelike moeilike onderwerp wat jy nog nie verstaan nie of moet 'n ou wegbly van nie verstaan nie, seker goed. Jy sê nie vir tiener hy verstaan nie. Ja, ek het op my Facebook ouer tiener harmonie is daar 'n video waar ek verduidelik wat jy saam met jou tiener kan kyk oor wat in sy brein aangaan en wat die verandering in die brein doen. En dan die ouer, 'n volwasse, jy moet altyd onthou, jy het die volwasse brein. So as jy so warm raak jy onder die kraag en jy gaan dit verloor want dan draai jy om en jy stap weg. En wanneer jy rustig is en jy kyk in dieselfde rigting, dan het jy 'n gesprek oor, "Jesus, laat maar jy dan op my geskree vanmiddag." Nie
voor die kind. Jy bars nie in 'n tiener se kamer in en dan sê ek hoor jy het alweer vir op jou ma geskryf vanmiddag in die kar nie. Wat gaan gebeur? Sy amygdala gaan weer pop en dan gaan sy brein sê jy's die vyand wat hy moet veg. So watse taal reken jy nou met al jou ervaring? Werk jy beste? Ek nou sê taal in aanhalingstekens ook. Werk jy beste om met 'n tiener te kan kommunikeer? Ja, jy groet hulle net in die oggende goeiemôre, het jy lekker geslaap en dan bly jy stil. As hulle in die middag van die skool afkom, dan sê jy welkom terug en dan bly jy stil. Die life coaching, die tieners, ek kan die verhoudings met die ma's en die ouers kan ek assesseer. Ja. En dan sê die een tiener seun vir my net asseblief dan sê net op 'n mooi manier vir my ma, as ek hangry van die skool afkom, wil ek net kos hê. Ja. En gegroet word en niks verder praat nie. Dat sy net so 'n bietjie stiller bly. Hoorie, dis interessant want ek meen ek het regtig al as ouer, jy bevraagteken jouself ook, het jy gefaal of wat doen jy? Maar dan doen jy die klein dingetjies verkeerd en ek dink as ou hierdie handleiding gaan deurwerk en lees, gaan dinge ook soveel anders wees. Gepraat hiervan, ek meen jy dek amper 100 onderwerpe. Oor dinge en jy weet daai tipe kwellinge tussen tieners en ouers en wat wil jy hê moet mense saamvat? Wat kan ouers veral verwag as hulle hierdie boek nou vat? 'n pa sê vir my hy kan AI ChatGPT binne sekondes 'n oplossing kry vir 'n probleem, maar vir my met die boek ek wil ouers uitdaag om eerder proaktief te wees. Om te lees oor selfdood en selfbesering en kalverliefde, dat jy gesprekke rondom 'n etenstafel het, want nie net maak jy die tafel oop, dat jou kind met jou kan kom praat oor sulke dinge, as al kwessie opduik nie, jy leer jou tiener die taal om ook hulle vriende te ondersteun. So dit gaan 'n verhouding bestaan uit taal en die grootste invloed wat jy op jou tiener kan hê, is jou verhouding met jou kind. Is daar nog ander hulpbronne beskikbaar om ouers net so 'n bietjie te help of ek meen gaan nie net oor die ouers hierson nie. Ouers en tieners te help om daai verhouding net nog sterker te maak en beter te maak. Ja, dit gaan oor die nie-verbale kommunikasie tussen ouer en kind, nê? En een van die waardevolste is die manier hoe jy kyk vir jou kind. Baie ouers kyk hulle kinders in die oë as hulle met hulle raas. Dan is hulle gefokus, dan kyk hulle so. En emosionele attachment, emosionele aanvaarding is oogkontak. So jy moet altyd vriendelike oë met jou kind hê. So die ernstige gesprekke, kyk julle in dieselfde rigting. Nooit voor nie. Kyk in dieselfde, stap in die hond, ry in die motor. Okay, so, dan met mekaar gesels, nie so met mekaar. Yes. En dan nog 'n ding, die manier hoe jy showing up. Ja. Jason Wright is 'n 14-jarige seun het selfmoord gepleeg in 2016. En die een pa vra hom wat is die een ding wat jy anders sou doen? En hy sê die manier hoe ek showing up gedoen het. Want hy was 'n eysterman, swart belt in karate, suksesvolle besighede gehad, hy het boeke geskryf. En sy 14-jarige seun skryf in sy selfdoodbrief: "Pa, die wêreld is my te erg, ek is nie so sterk soos pa nie." En ons moet op daai noot gaan. Baie dankie. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie.
Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Cheers julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Diegene wat my goed ken weet dat ek 'n groot liefde vir diere het. Soveel so, dat ek al my tye oorweeg het om 'n plantgebaseerde dieet te volg. Ek gesels volgende oor die onderwerp met die dieetkundige Shani Legrandsie. Baie welkom hier by ons. Baie dankie Elsa, is lekker om hier te wees. Goed Shani, is 'n plantgebaseerde dieet geskik vir enige iemand? Dit kan geskik wees vir enige iemand, mits dit goed beplan word. Mens moet in ag neem die gesondheidstoestand, ouderdom, as ook die eetvoorkeure van die persoon. So sekere mediese kondisies, as ook spysverteringsprobleme, kan dit uitdagend maak om 'n plantgebaseerde plan te volg, maar moontlik met die hulp van 'n dieetkundige en dokter. Nou baie mense sê gewoonlik dadelik dat dit baie gesond is. So wat is sommige van die gesondheidsvoordele wat so 'n dieet inhou? Baie goeie navorsing oor die gesondheidsvoordele. Jy het 'n minder risiko vir kardiovaskulêre probleme, as ook minder risiko vir tipe 2 diabetes, sekere kankers. Dit kan ook help om jou gewig onder beheer te hou, omdat die dieet gewoonlik min in kalorieë is. En ook spysverteringsvoordele omdat dit hoog in vesel is, as ook anti-inflammatories deur die antioksidante, polyphenols en vesel ook wat in die dieet is. Is daar enige voedingstekorte wat 'n mens in ag moet neem? Daar is 'n paar uitdagings. Vitamine B12 is moeilik om in 'n plantgebaseerde dieet te kry. So dit is maar hoofsaaklik uit diereprodukte, so die lacto-ovo vegetarians wat nog steeds suiwel en eiers in die dieet insluit, mag dalk makliker vitamine B12 inneem, as ook jou pescatarians wat nog steeds vis insluit. Ja. Maar jy kan 'n supplement natuurlik neem, of jy kry ook gefortifiseerde vitamine B12 yeast, wat mens ook in smoothies en yoghurt en daai kan inmeng. Yster is ook 'n uitdaging, as ook sink. Met yster, dit word nie so goed geabsorbeer van bronne soos jou lensies en jou bone nie, maar net om vitamine C te kombineer met die yster help met daai absorpsie. So ek stel gewoonlik vir my kliënte voor, gewoon net 'n klein bietjie suurlemoensap oor jou produkte, net om te help met daai absorpsie. Goed, nou vir iemand wat miskien baie aktief is of gereeld oefen, jy weet, hoe kan so iemand seker maak dat hulle genoeg proteïen en dan nou energie vanuit so 'n dieet kry? So proteïene is veral belangrik om jou spiermassa te onderhou, te help herstel. En met plantgebaseerde proteïnes is daar sekere aminosure wat tekort is. Ja. So ons dink veral in ons BCAAs, aminosure, so jy het
of eintlik jy 9 essensiële aminosure wat in die dieet moet wees. Wat heel moontlik is as jy net 'n verskeidenheid van verskillende proteïenbronne neem. So jy kan nie byvoorbeeld net bone daagliks neem as jou proteïenbron nie. Jy moet tofu, soja, jou lensies, jou chickpeas, allerhande verskillende bronne. En ook die dieet is baie keer bietjie laag in energie. So ons wil graag kyk nog steeds om gesonde vette in te neem. Jou avocados, jou flaxseeds, jou olyfolie, en dis ook iets wat ek voorheen genoem nie, omega-3 is 'n uitdaging om genoeg van te neem, en dit is ook 'n hoë anti-inflammatoriese vetbron, en so ook hoofsaaklik moet supplementeer en oorweeg word, veral vir atlete en net vir algemene gesondheid. Nou baie mense kla ook en sê gereeld, ek moet so 'n besige leefstyl handhaaf, so ek wil by jou hoor of jy dalk 'n paar praktiese wenke kan deel om 'n gebalanseerde en 'n volhoubare plantgebaseerde dieet dan nou te volg met so 'n leefstyl. Ek sal sê mens moet stadig begin. Ja. Begin dalk as jy nou heeltemal nie wil plantgebaseerd begin volg, begin net op 'n paar etes plantgebaseerd maak en hou dit eenvoudig. Kies dalk 4 etetjies wat jy wil vir jou werk en mix and match sodat dit vir jou pas. En kyk ook om vooraf etes voor te berei en te vries om vir jou tyd te spaar in die week. Jy kan ook vooraf gesnyde groentes kry, jy kan ook selfs geblikte bone kry, maar let wel net deur die soutinhoud van die bone in blikke, so as wil nou ook nie te veel van dit neem nie. En kry ook goeie verskaffers. Ek moet sê in Suid-Afrika is dit uitdagend om jou plantgebaseerde proteïnes te kry wat ook gesond is. Soos ek dink nou byvoorbeeld aan plant-based Viennas, nuggets, patties, dis nie noodwendig die beste opsies nie. Ook verskriklike hoë soutinhoud, so dis beter om die gedroogde sojabone te kry en dit van scratch af te maak, maar natuurlik dit verg beplanning en dis nie enige winkel wat dit gaan verkoop nie. Gewone gesondheidswinkels en aanlyn plekkies sal dit besit. En ook dink aan die gids van die gesonde bordmodel. Helfte van jou bord moet vol groente wees, 'n kwart van jou complex starch, dit is nou jou vol vesel stysel, en dan die ander kwart van die bord gaan nou jou proteïene bevat. Net vinnig, waar en hoe kan mense jou in die hande kry vir 'n konsultasie? Ons is tans in Irene, Irene Corporate Corner, maar julle is welkom my te kontak op Shani@Pretoria-Dietitian, so dis SHANE@Pretoria-Dietitian, dietitian met 'n T, die Britse spelling. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nou ja, ons kombineer vanoggend gesonde eetgewoontes met oefening, en daarom is dit nou tyd vir jou sport saam met Arnold Keerts. Dankie Elsa, waardeer. Nou ja, iemand wat daaronder in George is en bystaan om met ons te gesels, is iemand wat vanjaar sy 50ste kan, 50, dis 4500 km tussen Durban en Pietermaritzburg afgelê het. Louis Massyn, hartlike welkom en goeiemôre aan jou, good morning. Lekker om jou saam met ons te hê. Ek wil jou net terugvat, dit was 'n taai een vanjaar en so gemaak met net bietjie minder as 12 minute. Vertel vir ons van die 50ste een asseblief. Louis, hoor jy vir ons? Dit lyk my ons het 'n probleem. Louis, kom ons probeer weer, kan jy ons hoor? Ek hoor niks nie, hoor. Jene, daar kan dit nou miskien bietjie beter word. Louis, kan jy ons nou hoor? Lyk vir my asof ons effens van 'n probleem het en dis bitter jammer want ons wou baie graag met Louis gesels het. Hoopelik kan ons daardie audio regkry en dan verder daarmee aangaan. Tussentyd, kom ons kyk na ietsie anders en wil jou ook herinner dat daar sommer nog baie hier by ons op Goeiemôre Good Morning is en ons gaan beslis nog 'n wonderlike oggend saam met jou hê. Ek weet daar's baie dinge wat nog vir jou wag. Ons gesels met Stuart Taylor, die komediant, net hierna, en dan is Ros, Pieter
en Elsa terug met sommer nog baie meer. Ek is egter bitter jammer, wil om verskoning vra dat Louis Massyn se audio nie vir ons uitgewerk het nie. Ek het regtig daarna uitgesien. Net so terloops, mens kan net noem dat hy sy eerste van sy Comrades afgelê het in 1973. So ek wil bitter graag weer met hom probeer gesels as dit dan nou moontlik sou wees. Intussen bly net waar jy is, want goeiemôre, good morning, gaan voort. Pieter gesels ook bietjie later weer 'n keer en daar is 'n hele paar ander dinge wat nog steeds hier op die program vir jou kom. Ek wonder of ons nie moet teruggaan na Elsa toe daar by die lesenaar nie, want sy kan miskien nog so bietjie dieet gesels. En ek het 'n vraag vir ons dieetkundige, wat nogal interessant is. Ek is O-positief en ek het vir 'n jaar en 'n half, dis nou bloedgroep, vir 'n jaar en 'n half nie rooi vleis geëet nie en dit het my duur te staan gekom. Hoe werk mens dit uit as jy hard oefen, soos wat ek gedoen het in daai jare? Goed, so Shani, hier is ons nou terug by ons en ek is seker daarvan jy gaan daai vraag kan beantwoord. So wat is jou raad? As jy nou hoofsaaklik meer van jou witvleisprodukte insluit. Ja. Okay, nee, dis nog goed. Dit kan nog steeds gebalanseerd wees. Ja. Jy kry nog steeds jou yster uit jou hoofsaaklik jou hoender en jou witvleis en gewoonlik vir my kliënte stel ek voor nie meer as 3 keer 'n week rooi vleis te eet as jy nou wel rooi vleis eet nie. Want dit is gewoonlik hoog in versadigde vette, as ook hoog in iets wat ons noem TMAO. Wat baie inflammasie veroorsaak. So as jy hoofsaaklik oor met vis en hoender kan bly en hier en daar dalk 'n paar plant-based Mondays kan hê, meatless Mondays, sal dit 'n goeie idee wees. So ek dink dit is nie 'n kommernis om heeltemal rooi vleis so te sê uit te sny nie. En ek dink dit is interessant dat jy dit noem want jy het vroeër verwys na die feit dat 'n mens stadig en stelselmatig moet begin. So dis dalk ook 'n goeie wenk, jy weet, om so iets te implementeer. Daar's nog iets waarby ons nie nou uitgekom het nie en dit is die vraag rakende of daar spesifieke lewensfases of toestande is, soos byvoorbeeld wanneer 'n mens swanger is of miskien 'n bietjie ouer is wat ouderdom betref, waar 'n plantgebaseerde dieet ekstra beplanning benodig. Is daar? Beslis. As ek nou dink aan swangerskap, tydens swangerskap kort jy meer yster en soos ek genoem het met plantgebaseerde produkte, die non-heme iron wat ons in daai produkte kry word nie so goed geabsorbeer nie. So dit verg goeie beplanning en om seker te maak jy absorbeer soveel yster as moontlik, soos wat ek genoem het van die Vitamine C, as ook jy kan seker maak jy neem nie enige tannine saam met jou kos nie. Dit is byvoorbeeld 'n bietjie rooibos tee of koffie saam met jou eetes. Dit gaan ook ysterabsorpsie verhoed. En dan ook omega-3 is natuurlik ook belangrik vir swangerskap. En met omega-3, die geplantgebaseerde produkte het hoofsaaklik ALA omega-3. Nou, dit moet omgeskakel word na die aktiewe vorm van omega-3 in die liggaam, EPA en DHA. En daai ALA se omskakeling is maar net 15%, wat baie min is. Dus sal 'n goeie kwaliteit supplement nodig wees waar die EPA en DHA hoeveelheid meer as 500 mg is. Daar is as jy nou baie streng vegan is en jy sê nee, ek gaan ook nie omega-3 vis inneem nie, dan kan mens alge omega-3 ook kry. En in terme van ouderdom, hoe ouer jy raak, ook hoe minder Vitamine B12 absorbeer jy. Nou, ons gaan jou miskien terugnooi en 'n volgende gesprek daaroor hê, want ek wil ook weet of dit baie duur is om so 'n dieet te implementeer, maar dalk vir 'n ander keer. So jy kan ingeskakel bly, want net hierna bespreek ons outomasie en slimhuise. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Smart homes and offices might sound like science fiction, but really has outdone fiction. Yes, they are fully integrated security, automated lighting, motorized blinds, and multi-room entertainment, all controlled at the push of a button. And today I'm chatting with Shelton Bobo from Smart Home Technologies on how to go about and getting your home smart as well. Shelton, good morning. Morning, how are you? I am mighty fine. So what you're saying to me is like, if we do all the necessary steps and go through all the motions, I can do this and the lights can go off. Yeah, something like that. But that's more like an old technology, because these days you can just use your voice now. That's amazing. Okay, so let's start. What exactly is a smart home? Okay, so in simple terms, it's just a clever use of your technology in your house or office. Because our operating system, the smart home operating system, incorporates all your technology in the house, like your lights, audio, visual, security, blinds, and everything, just to put them together so that they can work together. So how does it differ from, like, say you can go and buy a timer or digital timer that you can set the time for the swimming pool pump to go on and off or the geyser to go on and off? Okay, so the difference, so there's a difference between having a smart device and have a smart home. So if you're having a smart home, you're taking all these smart devices to work together. And that is because everybody goes for the smart devices these days. I mean, yes. It's all about your phone, it's about the televisions, it's about, like you said, the nice lighting to get the right atmosphere. Where does one start if you want to get your home automated in that sense then? What are the features, or is there a system that you need to put in first and then you can upgrade to a bigger system later? Where do you start? Okay, so it depends, especially it's better when it's in new construction, because we start from the foundation, laying out the conduit routing, so that by the end of the day, you're not going to see the cables hanging around. Everything is neatly stacked like in the garage or somewhere.
Is it That almost like you get the solar systems these days? I mean, it's a whole system that's integrated into your home, and you have like a separate cupboard in which all your cables are, and Yes, the systems speaking to each other. That's correct. So you have like you just see your TV like in a room, right? For example, but you're able to play your DSTV or DVD player. You'll be able to stream. And is that then all on an app that one use with your tablet or your cell phone? So we have got two different control devices. So you can have like a wall touchscreen that can be mounted on the wall. Or you can use your mobile phone, or you can use a universal remote, or even your voice to control the system. Well, another important thing is that security. I mean, we all know that's a big and a major concern. Yeah. How can smart home automation make your home safer? Okay, yeah, that's a good question, right? So like I said, you might have like a lot of smart devices like in your home. Yeah, so I can give you like an example. Let's say you've got an alarm system, and then you've got cameras as well, right? So what happens is like when there's a intruder, right? If the alarm system picks up motion, right, there will be like a camera on that section. Then it takes a snapshot and then send it to you so that you know how to react. And also it can work with the smart lighting. That's certain area, the light will switch on. And then you can see clearly what is happening. And then you can say over a loudspeaker system, Big Brother is watching you. Yeah. What is the most popular features clients would request today, to make their homes smart homes? Yeah, so it's like blinds and curtains. It's like especially the distributed audio. Yeah, for you to be able to play different music in different rooms. Or if you're you're partying, then you can connect all the zones together, then you're playing one song, but at different volumes if you like. That sounds promising. Yeah. Maybe I should spoil myself for Christmas and get in touch with you at Smart Home Technologies. Yes. You have a website, everything. Yes, yeah. So people, they can now visit our website. It's www.smarttech.co.za. Sheldon, thank you so much. Thank you for having me. We'll have a chat to you on with regards to the studio to make it smart here as well, okay. Even smarter than it is. All right, so from home entertainment to real entertainment. Rosie, is jy nou reg daarvoor? Hier sê net vir jou. Ek is absoluut Pieter. You tuned into Goeiemorgen, Good Morning, and comedian Stuart Taylor's show Odd Man Out is currently on at the Theatre on the Square in Sandton City. And he's joining me now to tell us more. Welcome. Goeiemorgen, Good Morning, Stuart. Goeiemorgen, Good Morning. How are you? So well, thank you. Thank you for waking up so early and chatting to us. I know you had a show that ended late last night, maar hier is jy nou. You got to do what you got to do. I love the entertainment, but the early mornings is a part of the gig. Stuart, Odd Man Out is a whole new show from you. And what inspired you to come up with this concept? So, I started writing this show maybe about a year and a half ago, because the material I was writing, I realized all of it made me realize that I often feel like the odd man out in this world. You know what I mean? Firstly, I'm a father to teenage boys, and anyone who's got teenage boys will know that this is quite an odd experience. You really are there feeling like you're not the cool kid anymore. And then also, you're in your 40s and going to gym feels a bit like the odd one out. And being a husband, that sometimes feels like you're the odd one out. So I just realized that this is kind of a theme of my life. I feel like I'm not really sure what I'm doing all the time. And rather than going to therapy, I figured I'm going to write a comedy show about it. Well, it must be really cathartic, exactly like you said. Rather than going to therapy, now you are exposing your own experiences and speaking so candidly about being the odd man out in various situations, and the audiences are really connecting with it. I think the reason for that is because everyone at some point feels that feeling of being the odd man out, be it a little bit of imposter syndrome when you're at your job, or, as I said, you're around your kids, or just the social settings. People tend to put their best
version of themselves out in the world. You know, you watch someone on Instagram, you go, wow, that person's really got their life together. Or you see some happy couple having a lovely candlelit dinner, and you're going, man, my relationship is not like that. And suddenly, when you peel back the layers, you realize that everyone is struggling just a little bit. No one's got it all together. Everyone feels a bit like the odd man out. And when I tell those stories, those very honest stories, it really does make people sort of laugh in unison and nod in unison, as in, yeah, I feel you, I go through that as well. So thanks for shedding light on it. And it means that it's kind of normal to feel like the odd man out from time to time. I'm laughing and nodding along with you as we speak. Stuart, your comedy is quite observational. So do you find yourself in every situation, like watching a couple having dinner in a restaurant, or dropping the kids at school, or going through the mall? Are you looking for material in every life interaction that you have? I think it does come with the territory. I think you when you're a comedian and you're writing constantly, you are always out searching, and more often than not, the situations reveal themselves to me as opposed to me looking for it. So I think a great example is with my wife. We really spend a lot of time laughing together. So it doesn't matter where we're out, what we're doing, we're always laughing, and often those observations with her become fodder for comedy, and not in terms of laughing at other people, laughing at our own interactions, or laughing at things we're going through, our own misunderstandings. We're able to put a lens on that and go, oh, that's very funny. So she's actually the funny one. 100%. How does performing live in a show like Odd Man Out compare to recording your podcast, The Learner Husband? It's quite an interesting and different experience. I mean, I love both forms, but the one you know, it's real. There's no editing involved. But also, you know, Odd Man Out, it's got a beginning, middle, and end, so I know where it's going. And I control the tempo, I control the laughter, I've written all the material. Whereas with the podcast, Learner Husband, the podcast, it's an interesting one because sometimes I'll have an idea of this is what we're talking about. And it comes down to the fact that I think this person has got a great relationship with their kids. This person has grown, has raised really, really confident kids. That's what I want to talk about. And as soon as we start talking about it, I realize, oh no, that's not the real story. The real story is how they're dealing with blended families, perhaps, or the fact that those kids are confident despite what they're doing. They're just going, I have no idea I'm doing it. So the Learner Husband podcast is kind of an exploratory thing for me. I never know where it's going to go. And as I say in the podcast, I'm not there to give advice. I'm just there to ask questions. So it's also great entertainment for myself because I get to go, tell me more about what you're doing, as opposed to with the live shows where I go, here's my story. Stuart, I think The Odd Man Out is going to have a fantastic run here in Gauteng. Please, can you give us more information about where the show is and where our viewers can get tickets? Absolutely. I'm in Gauteng for 1 week only, guys. I'm here in Joburg at the Sandton Theatre on the Square. Beautiful theatre in the heart of Sandton. Every single evening at 7:30. So tonight, 7:30, all the way up until Friday night at 7:30. Saturday, I've got a double. I've got a 5 o'clock show, so you can come watch it and have dinner afterwards, or an 8 o'clock show, so you can have early dinner and then come to the show. And on Sunday, we end off with a 3 o'clock matinee. And those tickets are available at Web Tickets. I'd love to see you there. It's a fantastic night out for everyone. It's not politics, it's not religion, it's not swearing, it's clean, it's fun. Bring all your friends, bring all your family, come and have a laugh. Oh, Stuart, such a pleasure having you on the show. Comedian Stuart Taylor. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met die sanger Zacharias Tam. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore,
rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Nou wat ek sê, en as jy dit doen, dan kan dit jou son skyn daar. Oh yeah. Wees 'n eenvoudig soort van mens, of enige iets wat jy lief en verstaan. Wees 'n eenvoudig soort van mens, wil jy dit nie doen vir my kind, as jy kan. Dis vandag my voorreg om met die Namibiese musikant van Tsumeb, wat sy passie vir musiek gevolg het en luisteraars reg oor die land bekoor het, te gesels. 'n Musikant wat bewys dat drome nie deur jou omstandighede beperk word nie. Sy naam is Zacharias Tsam en hy gesels nou vanuit Swakopmund, Namibië. Goeiemôre, good morning Zacharias. Goeiemôre. Gaan dit goed daar uit Namibië in Suid-Afrika? Dit gaan goed met ons hier in Suid-Afrika en ons is regtig opgewonde om met jou te kan gesels. Ek wil begin deur te vra, waar het jou passie vir Afrikaans en Afrikaanse musiek ontstaan? Want jy praat eintlik 'n ander taal. Ek was eintlik, na ek my skool verlaat het, was ek eintlik 'n tuinier. Yes, en toe het ek landscape en huise skoon gemaak, dis waar ek my vir myself geld gespaar het en goedkoop Chinese headphone radio gekoop het, net om Afrikaans musiekstasie te luister, want dit was my groot ding in die toekoms. Ek wil net Afrikaans praat, en dis die taal wat ek moes myself leer uit radiostasie. So watter taal praat jy eintlik? My taal is eintlik hang-om, vanuit Kaldier, uit Bosman mense op in die noorde van Namibië.
Ek meen, jy het jouself geleer om gitaar te speel en dit deur middel van YouTube. Was dit vir jou uitdagend geweest? Dit was vir my 'n groot uitdaging want ek het die eerste keer die klank van 6 naar gitaar gehoor. En ek het myself gevra, wat is dit? Ek wil dit leer. En ja, toe het ek van daar af net begin 2011 instrument opgetel en nie weer neergesit nie. Nou, jou eerste liedjie het onverwags baie aandag gekry. Hoe het jy gevoel toe mense jou begin bel vir optredes? Optredes was nie eintlik my droom nie. My droom was om musiek vir films en documentaries te skryf. 2016 en 3 jaar later, toe het ek gesit en net gedink, kom ek skryf my taal met onverwags. Toe ons die liedjie vrygelaat in 2020, sonder verwagting het mense begin bel vir my en hulle het nuwe documentaries en sulke goed en hulle soek nuwe musiek en dis COVID tyd. Toe het dit maar net viral gegaan en iewers skielik onverwags bel mense vir my om live music te speel en ek was nie reg vir live music nie. Het ek maar gevat as 'n opportunity en dit was vir my lekker tot nou toe. Die feit dat jou musiek selfs in 'n dokumentêr gebruik is, hoe voel dit om jou werk op so 'n platform te sien of althans te hoor? Dis 'n lekker gevoel, dis soos 'n wow. Ek het nooit gedink nie en kyk hoe wêreldwyd is dit nou. En ja, dis my voorreg om te participate in hierdie music documentaries, film documentaries en action movies en sulke goed. Watter temas of boodskappe probeer jy meestal deur jou liedjies oordra? Dit is maar meestal wat in ons kultuur gebeur. Wanneer ek my eie taal sing, dan vertel ek maar stories. Hoe vroeër mense geleef het en wat ouer mense, die mense wat vroeg en later gesterf het, hoe hulle geleef het deur die tyd van hulle leeftyd. En jy gaan binnekort by 'n liefde by die NAM optree. Wat beteken dit vir jou? Jy weet, om jou musiek in hierdie taal ook voor groot gehore of voor 'n groot gehoor te sing. Ek het nooit gedink ek sal dit maak in die musiekbedryf en op so groot verhoog te deel met groot musikante nie. En ek het net teruggesit en hierdie Afrikaanse liedjie geskryf. Liefde is wat ons nodig het. Dit klink vir my asof jy baie nederig is, Zacharias. Wie van die kunstenaars by die fees, jy weet, is daar miskien iemand wat jy die graagste wil ontmoet? Bok van Blerk. Toe die liedjie geskryf het, ek dink as 2009 het ek 'n liedjie raak geloop voor ek instrument gespeel het, was So Vaai die Wind. En het was net interessant om daar die liedjie se storie te luister. Dus tot nou toe sing ek dit as ek wanneer ek hierdie local venues optree, dan sing ek dit. Dis baie nice. Waaroor droom jy nog? My droom het waar geword wat ek eintlik gedroom het. En ek was in Skotland gewees 2019 vir my eerste keer op 'n vlug en ek was so nervous gewees op my senuwee. Maar ja, laas jaar het ek 2 konserte gespeel in Switserland. En hierdie volgende week, Dinsdag vlieg ek na Tanzania toe. Dan gaan speel ek weer 2 konserte. Dit is amazing. Is onverwags kom dinge net op jou pad. Zacharias, baie dankie dat jy met ons gesels het en dit vanuit Swakopmund. En ons hou die toekoms met groot belangstelling dop. Volgende keer dalk praat ons ook praat ons oor Namahedage met dalk volgende keer. Definitief, ek dink ons moet 'n plan maak. So maak seker jy gaan loer na Zacharias se liedjies en as jy naby Liefde by die NAM is, gaan maak 'n draai om Zacharias op die verhoog te sien. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar?
Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los skuld agter met Afriskuld. Welkom terug, jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. As jy nou nog nie gehoor het nie, Suid-Afrika het onlangs geskiedenis gemaak met 5 benoemings by die 2025 International Emmy Awards, die meeste ooit vir 'n Afrika-land. Ek gesels nou met Shaal van der Merwe, hoof van Premium Inhoud en sameproduksies by MultiChoice, oor wat hierdie prestasie vir plaaslike inhoud en die toekoms van Suid-Afrikaanse produksies beteken. Goeiemôre, Good Morning, Shaal. Hi Rosanne, gaan dit? Goed, dankie baie, dankie dat jy vanoggend by ons aansluit. Shaal, hierdie International Emmy benoemings wat Suid-Afrika gekry het, wat beteken dit vir die toekoms van die film- en TV-bedryf in ons land? Rosanne, ek dink hierdie ongelooflike eer bewys wat ons by MultiChoice nou al verlang weet, dit is dat Suid-Afrikaanse inhoud werklik van wêreldstandaard is. En hoop regtig dat die erkenning hierso, die industrie, die wêreldindustrie in die wêreld ook net dit weer eens sal die punt huis toe dryf, right? Dat die talent is en dat die stories is wat kan reis reg oor die wêreld. Hoe ongelooflik is dit nie vir Suid-Afrikaanse inhoud nie dat daar nou hierdie hernieude belangstelling en eintlik erkenning is vir die werk wat ons al oor dekades heen doen, maar nou sien die hele wêreld dit. Ja, dis ongelooflik. Ons is ongelooflik trots op elkeen van hierdie produksies en ek dink ook wat nogals baie telling is van hoe goed die standaard is dat dit uit verskeie genres is. Hier's drama, hier's dokumentêr, hier's soos kinderinhoud, sportdokumentêr. Dit is iets van alles wat MultiChoice doen en is ongelooflike eer om dit daar te sien, ja. Shaal, hoe ondersteun MultiChoice stories en produksies van Suid-Afrikaanse inhoud om op so 'n vlak te kan kom om vir die International Emmys benoem te word?
Dink die eerste stap is waar mense begin is by die feit dat ons regte Suid-Afrikaanse stories vertel. Dit is sentraal tot wat MultiChoice aan ons gehoor of ons kliënte bied, is om seker te maak dit is local stories wat die mense hulle self meer kan hulle kan inleef omdat hulle die wêreld en die karakters ken en vereenselwig met dit. Dis dalk die beginpunt en daarna is dit om die fondse en die platform te bied vir hierdie stories om vertel te word. So dis plaaslike stories vir 'n wêreldmark. Local stories for a global audience. En ek dink dit is wat die produksies wat ons sien wat benoem is, regtig verstaan. Dit is ons stories, maar daar is aanklank gevind by mense oral in die wêreld. Dis baie waar. Ek dink as jy net na iets soos Catch Me a Killer kyk, dis gebaseer op Mickey Pistorius se ware lewensverhaal. En Charlotte het so goeie werk gedoen om Mickey in die moeilike situasies en alles vas te vang in 'n baie moeilike tyd, deel van Suid-Afrika se geskiedenis ook. So dit is weer eens mense eintlik at a loss for words, die feit dat laat hierdie tipe inhoud reg oor die wêreld aanklank vind. Jy het nou net gepraat van Catch Me a Killer en soos ver as wat ek weet was dit ook 'n co-production en dit is plaaslike en globale rolspelers wat saamwerk om so iets te skep en dit gaan nou net meer en meer gebeur. Ons hoop regtig so, dit is nogals belangrik om soveel as moontlik hulpbronne bymekaar te trek as jy hierdie groot tipe produksies wil vertel en dit help as daar so verspreiders of kanale in ander dele van die wêreld is wat belangstel en wat ook die waarde sien in hierdie stories. So ja, ons het nou Spinners 2 wat weer hierdie jaar op pad is, volgende jaar op pad is, wat dieselfde model volg en dit wys net daar is 'n update vir Suid-Afrikaanse inhoud en as ons dit op 'n groot skaal kan doen, dan kan dit compete met die Hollywood en die Europese produksies. Hierdie tipe erkenning en die feit dat Suid-Afrika so op die kaart is in terme van die internasionale Emmys is eintlik regtig goeie motivering vir jong kreatiewe mense om te gaan kyk, as ek iets maak, kan dit hier beland. Dis baie waar, Rosanne, en ek dink die Suid-Afrikaanse bedryf is ongelooflik goed in wat hulle doen. En alles van tegnies en dan word dit nou bewys dat jou storievertellers en die skrywers en die akteurs en almal is op dieselfde standaard. So die platform is daar, die geleenthede is daar. Dit gaan regtig dan nou net oor hoe honger mens is en hoe hard jy kan werk om hierdie tipe inhoud moontlik te maak. Gaan jy die internasionale Emmys bywoon? Gaan jy bietjie New York toe, Shaal? Nee, ek dink ongelukkig nie hierdie keer nie. Fingers crossed dat dit weer kan gebeur, maar ons sal almal voor die skerm sit op die 25ste November, 25ste vir ons, die 24ste in Amerika dan nog. En styf duim vashou dat daar 'n bietjie van hierdie beeltjies terug kan kom Suid-Afrika toe. Ons hou ook duim vas en vingers gekruis. Ons het so 30 sekondes oor. Waar sien jy die bedryf in die toekoms, Shaal? Ek dink ek is ongelooflik opgewonde oor die inhoud wat op pad is. Ons werk redelik ver vooruit, so ek het so half 'n blik op wat mense voor kan wag en ek dink daar's opwindende inhoud op pad, daar weer eens al die verskillende genres waarvan Suid-Afrikaanse gehore opgewonde is en ek dink wat ook baie opgewonde is die herlewing wat ons hierdie jaar bietjie in teaters gesien het met flieks soos Baie dankie, Shaal. Dis al van ons kant af. Ons sien julle môreoggend weer op Goeiemôre, Good Morning. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop.
Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Die reën ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu naam, bitterman, bitterman. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy